Baie welkom by ons Kruistienersles vir Parasha Bamidbar. Die woord Bamidbar beteken letterlik in die woestyn. Vir baie mense klink dit na 'n plek van verlore wees, dors en hitte. Maar in Abba Vader se plan is die woestyn 'n plek van voorbereiding eerder as 'n straf. Dit is die plek waar hy sy volk leer om as 'n eenheid te funksioneer voordat hulle die beloofde land binnegaan. As tiener is dit maklik om in jou eie woestynseisoene, daardie tye van eensaamheid, onsekerheid of geestelike droogte, tou op te gooi. Maar uithou vermoë is die sleutel. Die versoeking om op te gee is dikwels die grootste net voordat die deurbraak kom. Die woestynseisoen is nie 'n teken van God se afwesigheid of 'n straf vir jou foute nie. Dit is 'n deurgang na jou bestemming. Dink vir 'n oomblik aan die Rooi See. Die volk van Israel was vasgekeer. Agter hulle was die stofwolke van 'n genadeloose Egiptiese leer wat naderstorm, en voor hulle 'n onmoontlike diep watermassa. Die spanning tussen uiterste moedeloosheid en 'n goddelike deurbraak was op breekpunt. Dit is presies in hierdie tusseninspasie waar God sy grootste krag openbaar. Onthou, God is nie 'n God van chaos nie. Selfs in die middel van 'n stowwerige woestyn is hy besig om goddelike orde te skep om jou voor te berei vir jou roeping. Jy moet net volhou. Wanneer die lewe chaoties voel, het ons struktuur en identiteit nodig. In Numeri 1 gee Abba die opdrag om die koppe te tel, 'n sensus van die hele vergadering van Israel. In 'n wêreld waar jy dikwels voel soos net nog 'n suurstofdief of 'n eksamennommer by die skool, kom sê Abba, ek het jou getel, kop vir kop, want jy is myne. Die opdrag was om elkeen volgens hul naam en familie te registreer. Dit beteken Abba ken jou persoonlik. Hy ken jou DNA, jou drome en jou vrese, elke haar op jou kop. In die kamp van Israel het elkeen 'n spesifieke plek gehad by hul eie banier. Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy het 'n spesifieke plek en funksie in God se leer. Maar so what? Wat beteken die sensus nou eintlik? Wel, dit dui op jou individuele waarde. Jy is nie 'n anonieme gesig nie. Jy is gekies en by die naam geroep. Dit leer jou verantwoordelikheid. Omdat jy getel is jy verantwoordelik vir jou deel vir die groter gemeenskap. En struktuur bring veiligheid. Deur jou plek by jou banier te ken, word die hele kamp beskerm teen aanvalle. Hierdie orde vind ons ook in die Nuwe Verbond. In 1 Korintiërs 12 word ons geleer dat ons die liggaam van die gesalfde een, Yeshua, is. Net soos die oog nie sonder die hand kan funksioneer nie, het God elkeen van ons in die liggaam gesit net soos hy wil. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. God se organisasie in die woestyn was die fisiese bloudruk vir hoe ons vandag as gelowiges moet saamwerk. Sy orde berei ons voor om mekaar te dien. Binne die stam van Levi was daar 'n spesifieke groep genaamd die Kehatite. Hulle het een van die gewigtigste take gehad, letterlik en figuurlik. Hulle was verantwoordelik vir die vervoer van die mees heilige voorwerpe van die tabernakel. Mans tussen die ouderdomme van 30 en 50 jaar is vir hierdie taak aangestel. Hierdie ouderdomsgroep verteenwoordig 'n seisoen waar krag en ervaring mekaar ontmoet. Hulle moes die heilige voorwerpe, soos die ark, die tafel van toonbrode, die menorah en die altare op houtpale dra. 'n belangrike les in respek en gesag en ontzag is dat die Kehatite nie eers die voorwerpe mag aanskou of daaraan raak nie. Aaron en sy seuns moes eers ingaan en alles bedek voordat die Kehatite kon naderkom. Dit was vir hul eie beskerming sodat hulle nie sou sterf nie. Al was hul werk dalk nie so glansryk soos die van die priesters wat die offers gebring het nie, het hulle die hart van die heiligdom op hul skouers gedra.
Dit leer ons van rentmeesterskap. Selfs die take agter die skerms dien die hoogste koninkryksdoelwitte. Kom ons kyk nou na 'n paar moderne heilige voorwerpe. Dink aan jou talente, jou tyd, of selfs die manier hoe jy met ander praat. Is jy getrou met die klein take, soos om stoele uit te pak, of na iemand te luister wat dalk alleen sit? Al hierdie is die heilige gewig wat koninkryks impak maak. Lukas 16 vers 10 lees: Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. Fast forward na die Kehatite se rol later in die koninkryk. Wel, ons lees in 1 Kronieke dat die Kehatite as sangers en musikante in Dawid se tempel was. Hulle het die ark na Jerusalem vervoer met presies dieselfde instruksies, net soos Abba Vader aan Moses beveel het in Numeri. Hulle was ook betrokke by die bakwerk van die toonbrode, om seker te maak dit is gereed vir Shabbat. Dit is 'n pragtige prentjie van diensbaarheid. Kom ons kyk gou na 'n paar versteekte skatte. Die Hebreëse taal openbaar dieper waarhede deur piktogramme of prentjies. Die name van Kehat se 4 seuns vertel 'n merkwaardige storie van hul roeping. Sy eerste seun, Amram. Sy naam bestaan uit 'n ayin, wat 'n oog is, mem, wat water of chaos is, resh, wat die hoof is, of 'n kop, en dan nog 'n mem, wat weer water is. So die versteekte boodskap is, kyk na die vloei van die autoriteit in die chaos. So God se autoriteit word in die middel van die lewe se chaos aanskou. Dan sy seun Hisar, sy naam bestaan uit 'n jot, wat die hand is, Tsade, wat 'n reis beteken, hy, wat aanskou is, en resh, soos ons gesê het, wat die hoof is. So dit beteken, of as ons dit saamsit, lees dit, die hand van die reisiger aanskou die autoriteit. So Abba sal sy autoriteit openbaar tydens die reis. Dan het ons vir Hebron, sy naam bestaan uit 'n get, wat die muur is, 'n bed, wat 'n huis is, resh, wat hoof is, wav, wat spyker is, en nun, wat 'n vis of saad verteenwoordig. So dit skets die prentjie van 'n beskermde muur vir die huis, waar die hoof beveilig is vir die nageslag. En dan sy laaste seun, Uziel, wat bestaan uit 'n ayin, wat die oog is, die zayin, wat wapen of ploeg is, 'n jot, wat die hand is, 'n alef, wat 'n os is, of die leier verteenwoordig, en die lamet, wat 'n staf is. So dit beteken, die wag wat waak, met die hand van die sterk leier wat lei. As ons dit alles saamsit, kry ons die volgende. Aanskou die autoriteit wat vloei uit die chaos, van die hand van die reisiger openbaar die ware hoof. Hy bou 'n beskermde huis om sy autoriteit vir die nageslag te beveilig, en hy waak met krag as die sterk herder wat sy mense lei. Hierdie prentjie pas perfek by die Kehatite se werk in die tabernakel. Hulle moes die simbole van God se autoriteit en krag veilig deur die wildernis dra, onder die beskerming van God se hand. Hulle was die menslike draers van God se aardse troon. Die Hebreëse woord vir Holy of Holies is Kodesh HaKodeshim. Kom ons gaan ontleed dit. So die woord Kodesh bestaan uit 'n kof, 'n dalet en 'n shin. Kof is die son agter die horison en dit verteenwoordig tyd of 'n sirkel. Die dalet is 'n deur of ingang. Die shin se piktogram is tande en dit beteken om te skei of af te sonder. So Kodesh is dus 'n deur wat afgesonder is vir 'n spesifieke tyd. Dan die woord HaKodashim is die meervoudsvorm met die lidwoord die, wat die H is. En hierdie woord bestaan uit 'n hy, wat beteken aanskou of openbaar. En die piktogram is 'n man met sy arms in die lug. Dan Kodesh, soos ons nou net bespreek het,
dan 'n jot, die piktogram van 'n hand of 'n arm, en dit simboliseer werk, krag of 'n daad. En dan laastens die mem, die piktogram is water. Dit kan lewe verteenwoordig, maar ook chaos of bloed. In die meervoudsvorm, soos hier, dui dit dikwels op 'n oorvloed of 'n magtige vloei. Die piktogramme van Kodesh HaKodashim vertel die profetiese storie. Aanskou die afgesonderde deur van tyd, wat deur die hand van Jodai-Wawai uit die bloed van Yeshua gebring is. Die deur is na Abba se teenwoordigheid. Abba het die heiligdom vir ons toeganklik gemaak deur die bloed van sy seun. Kom ons kyk nou 'n bietjie na hoe Yeshua nog sy verskyning maak in hierdie parasha. Want soos ons weet, alles in die tabernakel wys na Yeshua, en Yeshua is letterlik die Torah. Hy is die vervulling van elke detail. So eerstens, die ouderdom van 30 jaar. Net soos die Kehatite op 30 begin dien het Yeshua op 30 sy aardse bediening begin, soos ons lees in Lukas 3. Yeshua is die perfekte rolmodel van iemand wat sy volle tyd, krag en toewyding in diens van Abba Vader gestel het. Maar daar was ook eers 'n seisoen van groei voordat Yeshua se bediening kon begin. Ek is seker hy was baie gretig om te begin dien, en daar is seker ook 'n paar Kehatite wat net die cut-off gemis het vir die diens in die tabernakel. Maar dis belangrik om te besef dat ons in daardie seisoen van groei is vir 'n rede. 'n Boom groei nie oornag nie. Jy moet eers geplant wees om uiteindelik te kan groei en vrug dra. As jy dalk in 'n groeitydperk is, weet net, dit sal ontvou volgens Abba se tydsbeplanning en wil. Jy moet net bly groei. Daar word verder geprofeteer oor Yeshua in die bedekkings wat gebruik was vir die heilige voorwerpe. Kom ons kyk eers na die blou doek. Die kleur blou verteenwoordig dikwels die hemele. Die ark was die enigste voorwerp wat met blou aan die buitekant toegedek was, wat gewys het na God se teenwoordigheid. Die ark was die plek waar hemel en aarde ontmoet het, deur Abba se teenwoordigheid. Maar Yeshua is die ark van die nuwe verbond. Hy het tussen ons kom woon, maar sy oorsprong en gesag bly hemels. Net soos die ark bedek was Yeshua se goddelikheid in menslike vlees geklee tydens sy tyd op aarde. Dan tweedens die tagash of dugongvelle. 'n Dugong is 'n seedier wat in die Rooi See gevind was. Hierdie velle is gebruik as die boonste, weerbestaande laag van die tabernakel om die binneste laag te beskerm. Dit was uiterlik eenvoudig en weerbestand. Net soos Jesaja 53 vers 2 sê, dat Yeshua geen uiterlike skoonheid gehad het om ons te trek nie, was die ark uiterlik nederig, maar innerlik suiwer goud. Dan die skarlakenrooi doek. Die tafel van toonbrode moes bedek word met blou, en daarna moet 'n skarlakenrooi doek daaroor gegooi word. Wel, Yeshua is die brood van die lewe, en die skarlakenrooi doek verbind sy voorsiening aan sy offer. Ons kan net geestelike voeding of brood ontvang omdat hy sy bloed vir ons gestort het. En dan die persdoek. Numeri 4 vers 13 spesifiseer dat nadat die as verwyder is, moet daar 'n persdoek oor die altaar gegooi word. Die as moes eers verwyder word en buite die kamp geneem word, soos staan in Levitikus 6. Die ashope dien as 'n strootjie of bewyse dat voorsiening reeds vir die mense se sondes gedoen is. Die verwydering daarvan was 'n teken dat die skuld betaal is, wat 'n nuwe begin moontlik gemaak het. Die as moes verwyder word voordat die perskleed daaroor gegooi kon word. Pers is die kleur van koningskap. Die altaar, waar die prys vir sonde betaal word, is die plek waar die koning sy mag wys deur genade.
maar die koning bly altyd afgesonder van sonde. Dan kyk ons na die houtpale. Die Kehatite het die heilige gewig op houtpale gedra, sodat hulle nie daaraan raak en sterf nie. Net so het Yeshua die gewig van die wêreld se sondes op die houtkruis vir my en jou gedra. Die mees heiligste, afgesonderde persoon was deur die hout van 'n kruis gedra. Yeshua het die tabernakel van God onder die mens geword. En dan natuurlik ook die menorah en goue altaar is in blou en velle toegedraai. Wel, dit simboliseer die lig van die wêreld en die plek van gebed en offers. Yeshua is die ware lig en ons hoëpriester wat voortdurend vir ons intree. Dan kom ons kyk net na nog 'n paar ander kragtige kruisverwysings. So in Matteus 4 lees ons van Yeshua se oorwinning in die woestyn, wys dat die woestyn 'n plek van toetsing is wat tot autoriteit lei. Lukas 24, Yeshua wat sy disippels seën, hy is ons ewige hoëpriester. En Hebreërs 10, die verdelingsgordyn wat eerste oor die ark geplaas is, verteenwoordig Yeshua se liggaam. Deur hom het ons nou vrye toegang tot die allerheiligste. Mag hierdie woestynlesse jou padkaart vandag wees. Eerstens, dra sy teenwoordigheid. Net soos die Kehatite word jy geroep om God se teenwoordigheid, sy Shekinah glory, in die wêreld te dra. Tweedens, moenie opgee nie. Jou woestynseisoen is nie 'n doodloopstraat nie. Dit is opleiding vir jou gees. Yeshua was ook in die wildernis voordat sy bediening in krag ontplof het. Dink gou hieroor. Watter uitdaging in jou lewe is tans besig om jou geestelik spiere te bou? Derdens, jou identiteit. Jy is getel en afgesonder. In die liggaam van Yeshua is daar nie iets soos 'n nuttelose lid nie. As jy vandag sou ophou om jou plek vol te staan, watter deel van die liggaam sou daaronder lê? Dan vierdens, heiligheid in die alledaagse. Die Kehatite het items gedra wat dikwels, nie dikwels nie, altyd bedek was. Hulle het gedien sonder publieke erkenning. By houtkruis is dit dieselfde. Om stoele uit te pak, die klank te doen, ander mense te bedien of badkamer skoon te maak, is afgesonderde werk. Dan les nommer 5, spanwerk en leiding. Die Kehatite kon nie sommer net instorm nie. Aaron en sy seuns moes eers alles toemaak en vir elke man presies wys wat hy moet dra. Niemand het sommer hulle eie ding gedoen nie. Dit wys vir ons dat ons in 'n gemeenskap, die liggaam van Yeshua, werk waar almal 'n spesifieke rol het onder die leiding van ons hoëpriester, Yeshua. En dan ons 6ste les, beskerming deur reëls. In Numeri 4 vers 17 tot 20 waarsku God dat die Kehatite nie moet sterf weens onkunde nie. Abba se reëls is nie daar om jou te beperk nie, maar om jou te beskerm, sodat jy veilig in sy kragtige teenwoordigheid kan leef. God is nie daarop uit om ons te straf nie, maar om ons deur sy woord en leiding te beskerm terwyl ons hom dien. Ons roeping is dieselfde as die van die Kehatite. Ons is die draers van God se Shekinah heerlikheid in 'n gebroke wêreld. Of jy nou by die skool is, op die sportveld, of saam met jou vriende kuier, jy dra sy teenwoordigheid. So bly getrou in hierdie seisoen van groei. Moenie die klein take verag nie, want dit is daar waar jou karakter gevorm word. Ek los jou met die gedagte. Dit is Eleazar, Aaron se seun, se verantwoordelikheid om toesig te hou oor die olie vir die lampstander. Die menorah moes van aand tot môre brand, soos geskrewe staan in Eksodus 27. Eleazar het verseker dat die kontinuïteit van aanbidding nie tydens die reis verlore gaan nie. Wanneer dinge moeilik of chaoties raak in die wildernis, is juis wanneer ons moet sterk staan in gebed. Maar die vraag is,
Het jy genoeg olie om 24/7 jou lig te laat brand vir Abba Vader?